Wat ek gou in die eerste sessie met julle oor wil gesels is oor die karaktereienskappe van 'n entrepreneur. Ek is altyd baie keer verstom hoe dinge eintlik uit mekaar kom. En die goed wat Etienne gesê het nou, gaan ons nou 'n bietjie in detail bietjie met mekaar gesels oor rondom dat jy moet verstaan dat jy uniek is. En hoe ontdek jy hierdie uniekheid en hoe pas jy hierdie uniekheid toe in jou besigheid? Ek kan nou vir julle sê, die grootste risiko in besigheid is die entrepreneur self. Want jy is die ou wat alles wat rondom jou gebeur moet kan bestuur. En as jy dit nie kan regkry, either deur jouself of deur die regte vennootskappe, of soos ons dit nou noem, en met daai vennootskappe bedoel ons nie aandele vennootskappe nie, is jou kans op sukses net soveel laer. En ook, wanneer jy byvoorbeeld, jy het nou al klaar begin vra vir oor finansiering, ek kan nou vir julle sê, wanneer 'n finansierder of hierdie ouens wat suksesvol is met entrepreneurs sit wat hulle wil bemagtig, wil hulle eers hoor dat jy jouself ken en verstaan en dat jy die besigheid baie goed verstaan oor hoe jy dit gaan bestuur. 'n Besigheidsplan gaan nie altyd vir jou die antwoord wees nie. As jy daai besigheid, jy kan die grootste besigheidsplan hê, maar as jy 'n entrepreneur nie dieself net so great oorkom nie, kan ek nou vir jou sê, is die kans dat jy befondsing gaan kry, bitter skraal. So jy moet jouself regtig bemagtig, en dis waaroor ek gou 'n bietjie met julle wil gesels, rondom die eienskappe van 'n entrepreneur, en waaraan jy met jouself moet werk. Net om aan te gaan met die eienskappe, wat sou julle sê, as julle gou daar in julle groepies, net so om die tafel vinnig, nou gaan net so 2 minute gee, wat sou julle sê is die eienskappe van 'n entrepreneur? En dan sal ek net so 'n bietjie vinnig wil terugvoer kry by julle, wat is die eienskappe en hoekom sê julle so? So kom ons begin daar in Rodepoort, kom ons begin met julle sommer eerste, gee vir my julle opinies. Ons het gesê, ons het wilskrag nodig, deursettingsvermoë, verbeelding, inisiatief, vertroubaarheid en heel naaste baie geld. Ja, dis ek ons entrepreneurs is. Sê gou vir my, hoekom sê julle daai klomp goedjies wat julle daar sê? Hoekom glo julle dis die eienskappe? Dis goeie punte wat julle maak. Ek wil net graag hoor die hoekom. Ek dink as jy eienskappe het, jy moet wilskrag hê om 'n ding deur te kan voer. Dit help jy begin en as dit nie lekker werk na 'n maand of 6, dan gee jy net op en los dit net daar nie. Die deursettingsvermoë is deel daarvan. Jy moet kan deurgaan daarmee, al gaan dit, ek voel 'n maatskappy moet so 'n jaar of 2 hardloop voordat jy net opgee en tou ingooi. Die verbeelding moet daar wees, as daar probleme kom, moet jy kan ander plan maak, hè? En jou mikpunte, jy moet dit kan stel en sê, dis waarvoor mens werk, en jy moet so jou mikpunte stel, dat jy vir jou 'n tydtabel kan gee, dat jy kan weet, oor 3 maande is dit afgehandel, en jy kan aangaan met die volgende ene. Jou inisiatief, moet nie net van jouself afkom nie, maar moet ook van jou mense wat saam met jou werk, en saam met jou, deur dit gaan met die entrepreneur, saam met jou kan werk, en jy moet hulle kan vertrou daarmee, en natuurlik, geld is altyd 'n brood nodig om te kan aangaan, om kapitaal te hê, ja. Cool, nee, baie dankie, dis baie goeie terugvoer. Net so vinnig, jy het 'n punt daar genoem, entrepreneur met die vermoë om verandering te kan hanteer. Net so vinnig op daai punt, ouens, die nuwe ekonomie waarin ons is dit presies waar entrepreneurskap gaan. As jy nie die vermoë gaan ontwikkel om veranderinge te kan absorbeer en fasiliteer nie, gaan jy op grondpad loop en gaan jy baie meer sukkel. Die wêreld werk nie meer so in kronologiese volgorde van 1, 2, 3, 4, 5. Besigheidsplanne is nie meer hierdie konsepte van 'n vaste struktuur wat nooit kan verander nie. Die goed gaan heeltyd verander. Jy het te vinnig verwys van oor 3 maande gaan ek dit doen en daai goed, en dit is great om daai struktuur te hê, maar jy moet die vermoë begin ontwikkel om verandering, wat 'n ding wat 'n 6 maande punt was en hy word skielik nou 'n kritiese punt wat jy hom kan hanteer en jy moet hom uitsort en jy moet kan aangaan. Want omdat ons in die inligtingsera, ons eintlik al verby die inligtingsera, ons eintlik in die contextual age nou, waar jy met heeltyd kan konteks skep vir jouself. So baie goeie punte wat julle daar noem, ons gaan nou verder oor gesels. Is daar iets in Centurion wat julle wil byvoeg, wat jy dalk nou nie aangeraak het nie? As ek gou daar by julle 'n bietjie terugvoer kan kry? Nee, ek dink, moet gedetermineerd wees, kreatief wees, gefokus wees, en bereid wees om risiko's te neem. Baie goeie punte. Hoekom sê jy al daai goeters? Nee, as dit totaal so gedetermineerd is, want soos die spreker vir gesê, dit het lang tyd gevat voor jy sekere dinge gekom het. Ek is ook al 4 jaar in die besigheid, so jy moet bereid wees om aan deure te klop en aan te klop. Een of ander stadium moet dit oopmaak. Kreatief, jy moet slim wees en planne maak wat beter is as jou kompetisie. Gefokus wees,
Dus dalk met een ding aangaan nou en hom af van die grond af kry voor jy na die volgende ding te spring. So seker maak jy's gefokus op al die regte goed van jou besigheid en risiko's. Jy beplan die risiko's en nie wat jy in die afgrond gaan nie, maar jy moet seker risiko's kan neem want sonder risiko's gaan jy daar bo uitkom nie. Baie goeie punte. Baie dankie. Nou nog iets wat jy in Centurion wil byvoeg? Kennis van ondernemingsbestuur. Okay, wat bedoel jy daarmee? Wel, jy moet volgens wat ek glo is jy moet al die kennis van hoe 'n onderneming bymekaar kom, jou HR, jou bemarking, sodat jy kan jou beplanning volgens jou produk daar rondom kan beplan. So jy moet kan weet dat as jou produk op hierdie op die dienste gebaseer is, moet jy byvoorbeeld kan weet wat gaan dit behels om daai produk uit te kry na die mark toe, om geld te spaar basies. Jy gaan baie geld kan spaar as jy weet hoe jou produk moet werk en hoe jou onderneming moet werk. Baie goeie punt. Jy maak 'n baie goeie punt hierso. En dit natuurlik hoekom die uniekheid so belangrik is en jy jou talente so goed moet verstaan. Want nie van almal van ons het al die talente om jou besigheid alles op jou eie te kan doen. Jy het aanhouers nodig. So baie dankie. Daar is 'n baie goeie punt. Wat het julle nog? Is daar nog iets in Centurion wat julle wil byvoeg? Kan ek aanbeweeg hier na Boksburg toe? Boksburg, het julle iets wat julle wil bysê wat ons nog nie gesê het nie? Of wil beamoen? Wat ek uitgevind het is jou besigheidsplan moet 'n lewendige organisme wees om dit so te noem. Hy is soos 'n motorkar se vooruit. Hy's baie wyd, hy moet kan wyd sien, hy moet kan vorentoe beweeg en jou triespieltjie moet maar klein wees. Jy moenie veel agtertoe kyk nie want dan hardloop jy na weg vir jouself. Maar die punt van die saak is jy moet, wat ek wil graag sê is jy moet kan die wye spektrum sien van wat voor is en die regte mense raak sien om jou saam te loop in die besigheid. En soos 'n man gesê het, jy moet hulle is individue, jy moet hulle elkeen individu op sy regte posisie kan sit. Sy goeie punte kan gebruik en sy swak punte probeer vermy. Jy moet jou mense baie goed kies wat saam met jou loop. Dis al wat ek kan sê. Ja nee, ek dink dis baie essensieel dat mense entoesiasties is oor wat jy doen. Dat jy baie energie het en dat jou excited maak. En ek glo ook dat dit is nodig om altyd na ander mense te kyk, na ander kontakte wat uiters perspektief kan kry van jou besigheid en miskien vir jou beter leiding kan gee na die stappe wat jy in die toekoms moet neem, wat jy nie self kan sien as die leier van jou projek nie. Ja, baie goeie punt. Nou, wat ek nou vir julle nou gaan verder wys en die goed is, wat is net, gaan ek gou vir julle beamoen dat julle eintlik alles weet alreeds. Die goed wat julle nou vir my gesê het, gaan julle nou sien in die res van die inligting wat ek met julle gaan deel, gaan dit wat julle nou uitgesê het. En dis my, die hele ding wat ons wil hê julle moet verstaan as entrepreneurs, alles wat julle wil weet en alles wat julle nodig het is binne in julle. Die feit dat iemand dit kan beamoen of julle dit kan bevestig, dit moet vir julle baie vrymoedigheid en selfvertroue begin gee dat julle kan goeie entrepreneurs wees. Okay, as jy entrepreneur is, het jy klaar alles gekry wat jy nodig het om suksesvol te kan wees. Jy moet net die goeders begin uitleef. En die karaktereienskappe wat jy het, moet jy begin ontwikkel. Dit wat jy nie het, jy moet ons bestuur. So kom ons gaan gou 'n bietjie aan na daai goeders toe. Die eerste ding wat ontsettend belangrik is, as jy moet 'n leerbare of 'n teachable persoon wees, as ek dit so kan stel. 'n teachable, sorry vir die Engels, of 'n teachable individu of entrepreneur is 'n investbare entrepreneur. Ons kry dit baie waar entrepreneurs kom met hulle great idees en hulle kom pitch aan ons idees vir belegging en daai tipe van goeders. En dan begin die investor om net bloot vra en dan begin hy so die ding verdedig en hy glad nie hoor wat die investor vir hom wil sê en die value wat hy wil bydra nie, want hy dink hy is die enigste ou wat weet hoe hierdie goeders werk. Dis die eerste ding wat jy moet verstaan, is dat jy is nie die enigste ou wat alles weet nie. Okay, daar's baie mense wat baie meer weet as jy en daar's baie mense wat baie minder weet as jy. Maar jy moet 'n leerbare gees hê. Ou wat 'n leerbare gees het, is oop om te groei en dis die ding, as jy nie op 'n plek gaan wees waar jy jouself gaan ontwikkel die hele tyd. Personal development as entrepreneur moet jou top prioriteit wees. Want onthou wat ek gesê het, jy as entrepreneur is die grootste risiko. Nie die mark nie jou produk nie jou kliënte nie politiek nie. Jy as entrepreneur is die grootste risiko. En as jy jouself nie ken en verstaan, jouself ontwikkel nie,
gaan jy by 'n doodloopstraat kom en gaan jy nie tot jou volle potensiaal kom nie. Die tweede ding wat ek nou daar klaar gesê het is, jy moet jouself ken, verstaan en ontwikkel op 'n voortdurende basis. Jy is nie so gemaak en so gelaat staan nie. Party van ons Afrikaanse sê goed is baie beperkend eintlik. Ons word baie keer so groot ook, dis hoe jy is, of dis hoe jy soos jou pa, of jy soos jou ma, of jy soos jou oupa, en dan jy 'n bepaalde prentjie, en dan bly jy vas op daai ding. Dit is nie so nie, die Here het ons nie so gemaak nie. Dit wat jy nie vandag weet nie, gaan jy môre weet, en so gaan dit aangaan. Dit wat jy gedink het jy weet vandag, gaan jy môre uitvind, jy weet eintlik nog steeds nie alles nie. Maar daai leergierigheid en leergesindheid maak dat jy heeltyd op jou voorvoet is en heeltyd reg is om dit wat in jou kant te kom te kan absorbeer, sodat jy dit tot jou voordeel kan aanwend in jou besigheid. Hierdie woord het julle nou almal baie gebruik, gedetermineerd. Dit is net so, besigheid is nie maklik nie, dis nie eenvoudig nie, en as jy nie determinasie of daai ding in jou het om deur te druk nie, dan gaan jy sukkel. En gaan jy baie maklik dalk van een ding na 'n ander spring en nie sommer deurdruk, en jou kans op sukses is dalk voor die deur, maar jy klop net nie hard genoeg aan dit nie. Die vierde ding wat belangrik is, ouens, se selfvertroue. Dis wat ek nou vir jou so op 'n mooi manier probeer sê het, is alles wat julle vir my gesê het, gaan ek bloot nou net beamoen. So julle weet eintlik alles, al die karaktereienskappe wat nodig is vir 'n entrepreneur, maar jy moet dit glo. As jy nie gaan glo in jou vermoëns nie, gaan jy dit nie kan uitleef nie. En presies wat, ek weet nie jou naam gehoor, nou wat jy bly voor rondom die risiko's, soos wat die goeters gebeur, as jy nie vertroue het om daai risiko's aan te vat nie, wat se kans gee jy jouself op sukses? En al die goeters is alles keuses. Ek gaan nou vir julle wys, daar's 'n assessment wat julle kan gaan doen oor hierdie goeters, wat uit navorsing is bewys is met suksesvolle entrepreneurs. Suksesvolle entrepreneurs kry hierdie eienskappe uitgeleef elke dag, either by hulle self, uit hulle natuurlike talent, of in vennootskap met ander persone. Die derde of die vyfde ding daar wat belangrik is bouverhoudings. En dit wat Etienne nou gesê het, is so waar vir al ons Afrikaanse ouens. Ons sit op ons eie muursope, almal van ons, en ons dink ons eie idees is so uniek, en ons wil dit nie met iemand deel nie, want net nou steel iemand dit. Is dit die realiteit? Ja, mense kan jou goed steel, maar weet jy wat? Eintlik kan mense nie jou goed steel nie. En hoekom sal julle sê, kan ek so 'n statement maak dat iemand nie eintlik jou goed kan steel nie? Wil iemand 'n raaiskoot vat? Yes, daar in Centurion sien ek 'n hand daar agter. Ja, patentregte. Okay, as iemand 'n patent registreer, is dit maklik om net ietsie te verander en dan is jou patent nie meer so sterk nie. Dis tog jou eie visie wat jy het. So iemand anders kan hoor wat jou interpretasie is daarvan, maar hulle mag nie noodwendig die visie hê vir wat jy voluit sien nie. Stem 100% saam. Is daar nog iemand wat iets wil byvoeg? Idees is maklik, die uitvoering van idees is baie moeilik. Stem saam. Kom ek vra julle gou so, dink julle ons is almal dieselfde? Of dink julle ons elkeen is uniek? Kan ek gou aan by wyse van hande opsteek en wie sê ons almal is 100% uniek? Niemand van ons is presies dieselfde nie. Okay, daar's so basically almal sê so. Nou as ons dit vir mekaar sê, wat beteken dit om uniek te wees? Beteken dit ons doen elkeen dit op ons eie spesifieke manier of nie? Kan ek gou wie sê jy doen dit op jou eie uniek, op jou eie spesifieke manier? Kan ek gou hande sien? So ek sê min of meer almal stem saam met dit. So as hier twee blommewinkels langs mekaar oopmaak, selfe besigheid, selfe produk, gaan ons alles 100% op dieselfde manier doen. Dit gaan nie. Okay, so net om terug te kom na my vraag toe, kan iemand regtig jou idee steel? Die antwoord is nee. Ja, hy kan probeer, maar soos wat ek kan net jou naam onthou daar agter wat jy gesê het rondom visie en talente, omdat jy uniek is, kan niemand dit dieselfde doen nie. So hy kan probeer, maar wat vir jou beskore is vir jou beskore. En ons is nie in 'n mindset van ek fight vir dieselfde koek nie. Ons word almal dit vertel en geleer as ons kom en sê die mark is net so groot. Ek sê altyd wie. As jy 20 jaar terug die ouens wat toe selfone uitgekom het, vir ouens gevra het hoe groot is die mark met daai groot bakstene en met die groot aerial, sou klomp ouens gesê nee man, hierdie goeders is sommer 'n klomp nonsens. Ons gaan nog lank hierdie landlyne gebruik. Hoe groot is die selfoon of die mobile telekommunikasie mark nou? Dis massive. So, en as jy my nou vir iemand vra hoe groot gaan dit, dan gaan die ouens nog steeds dit baie moeilik vir jou kwantifiseer, want dit word net al hoe groter. So ons as mense sit baie keer ons eie beperkings op die koek waarvoor ons beklei. Jy beklei nie vir 'n koek nie, jy beklei vir dit wat die Here vir jou in gedagte het.
Dit as jy 'n droom het oor hierdie business en dis wat jy en jy gaan pas jou unieke talente toe, kan ek nou vir jou sê, daar is nie beperkings op hoe groot jou besigheid kan gaan nie. Jy sal hê wat jy moet hê en jy sal besigheid doen met wie jy met besigheid doen. Ek skaaf so 'n bietjie aan julle denke rondom hierdie goeters, maar ons moet verhoudings bou om baie keer goeders gedoen te kry. Want die goeders waarmee ons elkeen goed is ander mense nie meer goed nie of hulle is beter as ons en deur hulle nader aan ons te trek en hulle te gebruik, kan ons actually doelwitte bereik wat ons nie op ons eie kan bereik nie. En daarvoor gaan ons moet glo in ons eie vermoëns en ons gaan moet glo in ander se vermoëns en daai verhoudings moet bou. Verhoudingsbou gaan nie net oor besigheid genereer nie, ouens. Dit gaan oor om goed gedoen te kry ook. Hoekom, as jy nie 'n accountant is nie, of 'n boekhouer is nie, hoekom stel jy 'n boekhouer aan? As jy nie 'n prokureur is nie, hoekom kry jy 'n prokureur om legal goeders vir jou te hanteer? As jy hulp nodig het om te besluit hoe moet 'n webtuiste lyk of wat se stelsel moet jy implementeer, hoekom kan jy dan nie ander ouens ook gebruik wat alreeds deur so 'n oefening is en net hulle input kry sodat jy goeie besluite kan maak nie? Maar mense is so bang om goed te deel dat ons bang is mense steel van ons en daardeur steel ons eintlik by onsself. Volgende punt wat julle ook genoem het is, jy kan risiko's neem. Die belangrikste goeders rondom risiko's is, 1 moet jy dit kan raak sien. En 2 moet jy dit kan analiseer en 3 moet jy dit kan bestuur. En wat ek daarmee bedoel is, jy moet kan planne maak en jy moet dit kan aanpas en jy moet, soos wat die goeders gebeur, moet jy dit kan soos elke bal na jou gebal te word, moet jy hom kan kolf. Partykeer is dit moeilike balle, en daarvoor het jy weer verhoudings nodig, soos mentors en daai goeders. En jy sal sien, vir ons is mentoring ontsettend belangrik. Enige suksesvolle besigheidsman kan jy maar gaan kyk. Hulle het 1 of 2 mentors met wie hulle gereeld op pad stap, wat hulle help om hierdie blinde kolle en goeders wat hulle nie raak sien, risiko's wat hulle nie raak sien, te identifiseer, sodat jy nie onnodig skade ly nie. So maak seker, jy begin die vermoë ontwikkel om risiko's te kan raak sien, om hulle te kan analiseer en om hulle te kan bestuur. En het sy dit op jou eie, of dan doen in samewerking met mentors of ouens wat jy vertrou. Dan die volgende ding is, jy is voortdurend op soek na kennis. Dit is wat daar ander vriend van ons daar in Centurion gesê het, jy moet jou besigheid verstaan. Jy moet elke komponent van jou besigheid moet jy verstaan op jou manier. Nou gaan jy dadelik van sê, maar ek weet niks van rekeningkunde en kontantvloei en daai goeders nie. Ek's nie 'n accounting en sê ek verstaan, ek stem 100% met jou saam. Maar kom ek help jou om dit te verstaan in jou woorde. Want of jy nou Zulu praat en of jy Afrikaans praat of Engels praat, ons gebruik verskillende woorde, maar ons kan dieselfde goed sê. 'n Huis bly 'n huis. Of ek dit nou sê, dis die ding wat die mense oppas, of ek sê dit is 'n huis, of ek sê iets 'n huis. 'n Huis is 'n huis. So dit gaan nie daaroor om te sê presies wat moet ek 'n ding noem nie. Dit gaan om dat jy die beginsels verstaan op jou unieke manier. En as jy nie weet hoe nie, dan moet jy met jou mentor of met iemand daaroor gesels om jou te help om die goed te verstaan op jou eie manier. Maar as jy nie weet wat in jou besigheid, wat elke komponent van dit behels nie, hoe gaan jy weet om die regte mense aan te stel? Hoe gaan jy weet wat se risiko's jy loop? Hoe gaan jy weet dat dit wat jy beplan waar die besigheid jy gaan wel dan so gaan uitdra, want jy neem nie die impak daarvan op die ander areas op al die areas van jou besigheid in ag nie. En ek gaan môre in die laaste sessie gaan ek 'n bietjie rondom die sakebestuur gaan ek met julle deur daai areas van besigheid gesels en wat die impak het is op mekaar. Maar jy moet 'n vermoë ontwikkel en jy moet die eienskap hê waar jy begin kyk na die komponente van jou besigheid. Dan die volgende een is rondom kreatiewe denke. Weerens ek bevestig maar net wat julle reeds gesê het, entrepreneurs moet kreatief wees. Jy is ou wat kan operate en planne maak. As daar 'n probleem is, dan kan jy dit oplos. In Suid-Afrika word daar baie nou deesdae gesê ons kort meer innoveerders. Ek sê is die grootste klomp nonsens in die wêreld. Die ouens wat dit sê is glad nie buitekant besig om met entrepreneurs te deel nie. Ons het meer ouens wat weet om goed op te los, maar ons het te min ouens wat goed kan uitvoer. Net om die ander persoon in Centurion se punt te bevestig. Jy kan great idees hê, maar jy kan dit nie almal het die vermoë om die goed te kan uitvoer nie. Weereens terug na verhoudings toe. Met wie kan jy verhoudings bou wat jou kan help om jou idees na realiteit te vat? Party van ons dink nou bijvoorbeeld aan jou idee met jou besigheidsplan, jy weet sê, jy praat so baie, skies, ek ken nou nie jou naam nie, ek gaan nou jou naam kry, in Bellville. Dalk moet jy 'n verhouding gaan bou met iemand wat jou kan help om daai finansiering actually in die gang te kry. En jy hoef dit nie noodwendig self te doen nie, verstaan, want jou talent, jou ding is om innoverend te wees. Weet, so weer eens, kreatiewe denke gaan nie daaroor oor nuwe idees uit dinge. Dit gaan oor om so doeltreffend oplossings te vind vir uitdagings wat jy mag ervaar in jou besigheid. Dan die volgende ding is,
En dis wat daai dame daar so in Roodepoort gesê het, ons wil geld maak. Jy moet gefokus wees op winsgewendheid. Ouens, jy moet weet of jy geld maak of nie. Jy moet dit verstaan. Kan ek gou sien, kan iemand gou vir my sê wat is die verskil tussen markup en margin? Markup is die hoeveelheid wat jy bysit op jou kosprys om by jou verkoopprys uit te kom en margin is die persentasie wat jy maak. Dit is jou verkoopprys minus jou koopprys gedeel deur jou kosprys. Maak dit sin? Ek hoor wat jy wil sê, maar jy sê dis die persentasie van jou wins van die persentasie op jou verkoopprys, dit is margin. Die persentasie wins wat jy maak op jou verkoopprys. Ek sien daar in Centurion is nog hand, jy's reg, jy's heeltemal reg wat jy sê. Ek sou sê jou markup is wat jy bysit op jou kosprys, maar jou winsgewendheid is nadat al jou kostes afgetrek is, van jou besigheid om te kyk wat se persentasie wins jy maak oor die algemeen. Okay, maar so ander woorde, jy tweede een wat jy aandui, praat jy van netto wins, jy praat nie van bruto wins nie. Jy is 100% reg. Ek wil net vinnig in terme van wat ons daar buite vind, is dat baie ouens verstaan nie die verskil tussen hierdie twee nie. En dan verstaan hulle ook nie hoekom hulle nie geld maak nie. Die eerste ding is, jy moet baie seker wees oor wat 'n ding jou kos. Dan die tweede ding is, jy moet baie seker wees oor die wins wat jy actually maak. Want baie keer kom ek by 'n kliënt, dan praat ons oor kontantvee, ons kyk debiteer, krediteer, as jy nie alles is fine, dan sê ek vir hom, okay, maar hoe prys jy jou produk? Sê nee, dit is baie maklik, of ek vra eers vir my eintlik, wat se wins maak jy? Sê nee, 50%. Dan sê ek vir my, kyk, maar hoe bepaal jy prys? Sê nee, dit is maklik, ek vat wat ek betaal, dan sit ek 50% by, dan is dit wat ek vra. So ek sê, okay, so jy maak net 30% wins. Dadelik dan is jy so 'n bietjie verward, ensovoorts. En dan sê ek vir hom, maar besef jy dat jy eintlik minder wins maak as wat jy dink jy maak. En dan verduidelik ek vir hom, en dan besef jy, as jy te minder wins maak as jy dink, moet jy meer verkoop om by die doelwitte uit te kom, om daai netto wins persentasie wat jy najaag na al jou uitgawes by te kom. En klein goedjies soos daai maak 'n hengse verskil in jou besigheidsmodel en in dit wat jy beleef in jou besigheid. En eerder dat jy dit reg bereken en die impak daarvan verstaan, om seker te maak jy dryf regte winsgewendheid, want 'n besigheid is nie 'n charity nie, ouens. Okay, besigheid is 'n besigheid en hy moet jou doelwitte kan bereik deur die winsgewendheid wat hy maak. Jy wil 'n opbrengs op jou kapitaal hê. Daar studies wat Harvard gedoen het, en een van die groot goeders wat suksesvolle besighede reg kry, die entrepreneurs reg kry, is hulle honor en hulle reward shareholders. Ongelukkig in Suid-Afrika is dit so, as ons 'n company stig, dan is ons sommer die aandeelhouer en direkteur, maar ons hanteer albei dieselfde. So daar's nooit 'n punt dat ons sê, hoorie, okay, aandeelhouer, wat se waarde wil ek hê nie? Ek soek 'n dividend. Okay, direkteur, ek bestuur net die besigheid nie. So ons het nooit gesprekke oor, is ons regtig besig om geld te maak wat ons op die einde welvaart skep en aandeelhouer ware groei en al daai tipe van goeders nie. So maak seker wanneer jy in besigheid is of wanneer in die moed. Kan ek jou so 2 stappe terugvat net daar waar jy, of 3, 4 stappe terug dan na bouverhoudings toe. Jy weet, ek is nou 'n paar jaar in besigheid, maar dit is vir my redelik moeilik om mentorskapgeleenthede op te spoor. Jy weet, ouens wat bereid is om 'n bietjie tyd te spandeer saam met 'n jong entrepreneur en dit jou 'n bietjie touwys te maak. Is daar formele geleenthede waar jy kan gaan soek vir mentors om verhoudings te bou met ander Afrikaanse entrepreneurs. Ek praat nou meer spesifiek van hier in die Pretoria area. Ek weet nie of jy miskien weet van plekke waartoe mense kan gaan om dit formeel te doen nie. Ja, ek kan met bygesels. Dis ons besigheid is om entrepreneurs te help deur mentoring, op 'n mentoring basis. So jy kan by ons goeders inskakel. Maar ek kan met jou in detail, my details is aan die einde, dan kan ons daaroor gesels. Verder is die sakekamers in Pretoria is nogal aktief. Vir julle Gauteng is jy nogal regtig aktief. So jy kan enige sakekamer by inskakel. Hulle het baie keer networking events, soos hulle dit noem, waar jy nou kan skouers skuur met ander besigheidsouens. Daar is BNI, wat 'n baie oulike netwerk konsep is. Dis 'n groep ouens, hulle kom elke week mekaar en hulle gee vir mekaar besigheid. Hulle doen actually netwerk, soos wat ek glo ons eintlik het moet doen, waar ons eerder vir mekaar probeer besigheid gee as wat ons probeer besigheid kry. Die sakekamers het nie daai filosofie nie. So jy gaan daar lekker kuier en kan verhoudings bou met mense kan kuier, maar
Hulle is nog 'n bietjie agter BNI wat dit aanbetref, maar hulle beweeg ook in daai rigting. So dis twee plekke waar jy kan net lekker gaan kuier saam met entrepreneurs. Daar in Roodepoort en Boksburg, daar by julle sal ook sakekamers wees. Die AI is nasionaal en daar's klomp sakekamers wat geaffilieer is met hulle in dieselfde in die Kaap ensovoorts. En dan ek weet BNI, hulle het reg oor die land netwerke. So daai twee sal ek sê is plekke waar jy lekker kan gaan verhouding bou. Stem saam rondom die mentoring, jy gaan nie baie daarvan kry nie. Ander ouens wat ook mentoring of coaching doen is Action Coach vir entrepreneurs. En dan, soos ek sê, ons besigheid doen dit ook Unmatched Potential, maar my details is aan die einde. Maar mentoring is ontsettend belangrik, ouens. Maak nie saak wie jy kry nie. Ek het mentors wat ouer ouens is, wat ek oor die jare ontmoet het en ek kuier gereeld met hulle. En ek het 'n coach wat my coach op my talente, op Strength Finder en daai goeters. Jy weet, so dit hang tipies af wat jy op die einde wil reg kry, maar ek kan jou in 'n regte rigting dui. As jy verdere detailed behoeftes het rondom dit. Maar baie goeie punt, dit is belangrik vir dit. Kan ons net teruggaan na die profit and margin, daai aspek en net meer in detail ingaan asseblief? Okay, wat se detail wil jy ingaan? Waar is hak jy vas? Ek wil sommer ons moet prakties wees met hierdie ding, so sê my sommer, dan doen ons hom gou. Okay, jy het gesê, so ons sê 50% wins op 'n produk of wat ook al die geval is, en dan sê jy nee, jy kry maar net eintlik 30%. Ek wil hê jy moet verduidelik hoe dit gebeur. En as jy praat nou van vir argumentsontaalwe jou onkostes wat jy nie direk uitoefen op die soos argumentsontaalwe petrol, die overheads. Is dit waarvan jy praat of hoe werk dit eintlik? Baie goeie punt. Kom ons gaan gegradeer. Jou koste van verkope bepaling kan bestaan uit iets soos verkope, dan wat relevant is om die produk of diens te kan lewer op die einde van die dag. Nou daar is sekere kostes, kom ons sê soos huur of telefoon wat jy nou nie direk aan 'n produk sê nou maar wat relevant is om dit te kan allokeer nie. So jy sal nie dit in jou koste van verkope insluit nie, jy sal dit na jou bruto wins sal jy dit in jou algemene uitgawes inbring. Kom ons, dis is twee split. Ek soek alwaar waar ek van dit met margin en markup wil praat is, kom ons vat jou koste van verkope. 'n Markup som werk 'n persentasie uit op jou kosprys. En 'n margin, 'n winsmarge persentasie werk op jou verkoopprys. So as ek nou 'n voorbeeld wat jy nou gevra het, kom ons sê rondom die 50%. As ek meeste van ons vra hoe maak vir wins maak jy en sê 50%, ek sê vir hoe doen jy dit? Dan sê en julle kan nou almal gou neerskryf. Skryf gou kosprys. Onder dit skryf jy bruto wins en onder dit skryf jy verkoopprys. Dis almal daar. Stem jy saam met my, as jy kosprys vat en jy tel daai bruto wins by, dan kom jy by jou verkoopprys uit. Stem julle saam? Kan ek anders sien as julle saamstem of as julle verskil? As ek nou daai voorbeeld wat jy nou het, dat ek nou genoem het wat jy nou vra is, wat die ouens baie keer vir my sê wat is 50% wins, dan sê ek nee, dis 30. Kom ons sê die kosprys is R100. Kan ons daar langs kosprys skryf R100. En soos ek nou gesê het, jou markup winspersentasie werk altyd op kosprys. So as 'n ou sê hoorie nee, okay, hy vat wat hy betaal, daai R100, dan sit hy 50% by. So dis 50% van R100 is R50. So jy kan daar langs bruto wins skryf R50. En as ons dit dan optel, dan kom ons by R150 uit. So is ek reg. Okay, nou dit is markup. Jy vat wat jy betaal plus die persentasie daarvan en dan kom jy by jou verkoopprys. Nou die margin of winsmarge som werk op verkoopprys. So as ek nou 'n persentasie van die wins op die verkoopprys op daai 100 plus 50 plus 100 is gelyk aan 150. Wat sal die persentasie nou wees van die wins gebaseer op die verkoopprys? Waarby kom jy uit daar in Centurion? 45%. Het jy 50 gedeel deur 150 gevat? Ek het die R150 gevat minus die 50. Okay, maar het jy dan by jou kosprys uitgekom? Nee, maar persent as jy dit deel. Okay, as jy 50 deur 150 deel, maal 100. As ek my wiskunde so vinnig doen, 50 gedeel deur 150 is 50 is 1/3 van 150. Is ek reg as ek dit sê? Korrek, ja. Okay, so as ek 1/3 met 100 maal, dan kry ek 33.33% min of meer. Is ek reg? Omdat jou winsmarge persentasie op jou verkoopprys is, om dan te sien wat is jou werklike winsmarge persentasie, moet ek my bruto wins vat
En dit deel my verkoopprys deel om 'n persentasie te kry, of male 100 gee dan vir my 'n persentasie, wat die wins 'n persentasie van my verkoopprys is. En dit is dan jou werklike winsmarge. Okay, jou markup is nie jou werklike winsmarge nie. So as jy eintlik wou 50% winsmarge maak, moes jy gedeel het, met jy jou kosprys gedeel deur die persentasie wat jy wil hê. Dan sal jy by 'n winsmarge uitkom van 50%. Stem jy dit saam? Antwoord dit jou vraag? Okay, great. Okay, en so maak seker dat jy wins maak en maak seker dat die harde werk wat jy insit vir jou opbrengs kan lewer, dat jy nie net hard werk vir niks nie. Dit is nie die moeite werd of die doel van besigheid. Dan die volgende belangrike eienskap wat jy moet kan aanspreek is jy moet kan onafhanklik operate. Meeste van ons begin by 'n plek wat ons jy begin die besigheid op jou eie. Jy het nie altyd 'n vennoot in die begin nie, of jy het selfs nog, as jy nou jare in besigheid het, nog steeds nie 'n vennoot nie. Dis belangrik om 'n bietjie van daai onafhanklikheid te hê waar jy glo in jou eie vermoëns en dat jy actually iets van jouself of kan vanuit jouself uit kan aan die gang kry. Weereens wat ek nou vir julle gaan wys met die assessments wat ons gebruik, as jy nie 'n talent het of nie hierdie eienskap regtig het om onafhanklik goeders te doen nie, dan raak verhoudings alweer vir jou ontsettend belangrik, want iemand gaan hierdie ding moet saam met jou begin dan, want anders gaan hy nooit begin nie. En dis wat baie keer wat Etienne ook nou gesê het met entrepreneurs, hulle het al die cool idees en goed, maar hulle weet nooit, hulle is baie keer onseker hoe om te begin. Want dit is hierdie ding van onafhanklik. Hulle is nie gemaklik om goeie self te begin nie. En dis dan waar ons sê, okay, maar gaan praat met iemand, gaan vorm 'n vennootskap wat jou kan help om hierdie ding aan die gang te kry. Of om te verander tot wat hy werkbaar is, dat jy actually 'n besigheid daarvan kan maak. Alright, enige vrae? Volgende wat ek gou wil hê, julle moet gou aan julle groepies net vinnig bespreek, so 4 minute. Hoe sien jy jouself ten opsig van hierdie eienskappe? Ek sal hom nou weer terugvat dat julle al die lys eienskappe kan sien, maar as julle gou so vinnig om die tafel moet bespreek, hoe sterk dink julle, hoe prominent sien jy jouself in daai eienskappe en hoekom? Bawel? Yes, kan ons sommer daar by julle begin? So terugvoer gee, hoe sien julle, hoe rate julle self op daai eienskappe? Kom dit vir julle natuurlik? Is daar 'n paar wat vir julle 'n bietjie uitdaging is? Ons het almal goed waaraan ons moet werk. Die pad wat ons nou al gestap het, ons is nie een meer vandag se kind nie. Ons het almal al in ons ander beroepe wat ons gehad het en ons groot geword het ons baie van hierdie eienskappe. Ons weet dit net nie altyd nie. Maar persoonlik dink ek die een waar ek die grootste tekort skiet is selfvertroue en die waagmoed om daai stap te neem. Ek sal maar altyd die vangnet hou. Ek is in die onderwys en dan riem ek stoele vir 'n ekstra aankomste. Ek dink ek sal ooit die waagmoed hê om die onderwyssalaris te los en voluit in die meubels in te gaan nie. Want dan sal ek nie slaap in die nag nie. Ek sê altyd worry oor môre en oor môre. Maar dit verskil maar van persoon tot persoon. Maar om daai eerste stap te neem. Is daar nog iets wat julle wil daar byvoeg by wat hy gesê het, of is dit som dit op? Ja, ek wil net sê, ek dink ons situasie in die land, maak dit net vir ons baie keer in jou omstandighede, is jy in 'n situasie waar jy gedwing word om uit te gaan en dan iets te begin. Dis jou enigste soort van uitweg. So dis totaal niet. Ja, soos hy nou gesê het, is baie van hierdie eienskappe besef jy, maar jy het 'n klomp van dit opgebou in die verlede in ander blootstellings en so aan. Maar ja, die groot ding is maar net om soos hy ook nou net gesê het, is jy moet groot geloof hê in jouself, en jou plan, en jou produk, en jou diens, wat dit ook al is, jy weet, en ja, in die rol wat God in jou pad stap, jy weet, met jou stap is crucial. Want jy moet ook by hom hoor, jy weet, waarheen en wat. Ja, baie goeie punte wat jy opbring daar. Great, okay, cool. Kom ons gaan sommer uit Wes, wat is julle terugvoer daar? Ja, weet jy, met ons groepie het ons agtergekom, ons voldoen baie aan hierdie vereistes of eienskappe, maar daar's een groot ding wat 'n bietjie 'n probleem is, en dit is dat as ons ek bied opvoedkundige programme by skole aan, en dan baie keer wil ek my prys 'n bietjie te laag hou, want ek is so bang die skole gaan my nie akkommodeer nie. En dieselfde met Jannie langs my, hy doen weer gyms, en ja, sy prys moet hy ook bietjie laag hou, want anders kry hy dalk nie besigheid nie.
So dit is dalk een ding wat ons moet bietjie raad oor kry en hoe ons daaraan kan werk. Maar ek wil net vir daai Bellville meneer sê wat in die onderwys nog steeds is. Ek was ook in die onderwys en ek het die waagkans gevat om uit te gaan. En ja, ek is nie spyt nie. Het is baie harde werk om by jouself onafhanklik te werk. Maar ek dink die stres wat vandag in die onderwys is eintlik amper nie die moeite werd nie. En daarom sê ek, hou maar aan en kyk maar en stap maar uit wanneer jy moet. Dankie. Baie dankie vir daai insette. Dit is baie waardevol. Net so vinnig terwyl ons lekker met mekaar goed deel. Ons by Akademia met hierdie sakebestuur goed en sakeplan kompetisie is ons besig om 'n sake netwerk aan mekaar te sit. Daar sal teen vandag 'n Facebook page is waar julle met mekaar die goed kan deel. Dit is belangrik dat ons mekaar die goed deel en mekaar kan motiveer en net ons insigte gee. Dit gee vir ons iets om mee te werk. So hou ons net dop deur die dag. Ons gaan vir julle daai link gee op Facebook dat julle ook daar met mekaar kan connect. Daar in die moed, het julle vir ons terugvoer, wat sê julle? Ons het ook net gesê dat selfvertroue is 'n groot ding. Mense is bang om jou idee uit te sit, om by mense uit te kom wat al reeds suksesvol in die besigheid is en alles. Mense is half skugter vir wie jy is en vir jou idees en so. Ja, ek dink baie ouens sukkel met dit, so 'n bietjie van 'n minderwaardige ding. Jy moet ook altyd onthou, ons almal begin op dieselfde plek. Ons almal begin by 'n plek van, gaan dit werk en dit en dat. So, selfs die ou wat lyk of hy seker of suksesvol is, hy sit eintlik maar met baie van dieselfde uitdagings wat julle sit. Dit is baie interessant met my Amerikaanse assosiate wat ons mee saamwerk. Daai ouens daar sit met dieselfde uitdagings as wat ons in Suid-Afrika mee sit rondom entrepreneurskap en besigheid. So hulle skaal is ontsettend groot en is heeltemal 'n ander manier hoe hulle dink, maar hulle uitdagings is dieselfde. So ja, ek hoor wat jy sê. Is daar nog iets aan die moed wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink die groep het ook besluit, mens kan nie aan alles voldoen nie. Mens kan nie aan al hierdie eienskappe die waarde gee nie en dit gebeur soms dat mens voel jy moet verdere studies doen, jy moet navorsing doen en jy raak vasgevang in soveel stryd om die beste te wees in al hierdie eienskappe wat jy nie kan doen nie. En 'n mens moet maar op 'n punt kom wat jy sê, hoorie, ek moet gaan raad soek, ek moet hulp soek met dit wat ek nie kan doen nie of dit wat ek nie aan voldoen nie. Ontsettend 'n goeie punt. Baie dankie vir daai. Ek gaan dit nou vir julle as ons dit die volgende punt van hoe gaan ons nou hierdie goed hanteer. Sal ek vir julle 'n assessment wys en dit is goed maar wat ons gebruik om juist dit wat jy nou sê, waar as jy nie met sekere goeders goed is nie, dan moet jy vrede maak daarmee. Maar ons moet dit nog steeds bestuur. So nou kom ons dan terug by die partnership ding en sê, hoe gaan ons dit hanteer? Dit is baie interessant net op hierdie punt met die assessment wat ek vir jou sal wys. Van almal wat al daai assessments wêreldwyd gedoen het, dit's net 3% van alle mense wat al ding gedoen het dominant op al hierdie eienskappe. Met ander woorde wat dit beteken is dis natuurlike talent. Dis vir hulle baie maklik om baie natuurlik dominant in al hierdie areas op te tree. En ek met al die kliënte waarmee ek werk, moet ek jou sê, het ek nog baie min ouens gekry wat dominant is. Meeste van my sukses-entrepreneurs en hulle is almal suksesvol. Van hulle kom van 'n slegte plek af, van hulle het ons omgedraai, maar is nie dominant in al hierdie areas nie. So dit is baie goeie punt wat jy maak daar, is dat jy moet vrede maak, maar jy moet dit bestuur. So dankie vir dit. Centurion, terugvoer daar by julle. Goeiemiddag. Ek wil net 'n punt bylaas wat ek agtergekom het ons nie regtig aangeraak het nie. En ek wil sê dit is om realisties te wees. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik van die man in Bellville nou. Ek is nou baie jonk op die oomblik, so en ek gaan nog die mark betree. En ek sal sê as ek hom as 'n voorbeeld gebruik, ja, okay, hy werk nou by die skool en hy doen die houding nou deeltyds. Maar dit help nie, hy los sy werk as daar nie 'n mark vir die hout is nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek dink dit is baie belangrik om realisties in 'n ding in te gaan. Jy kan die grootste drome en doelwitte in goed hê, maar daar is nie noodwendig mark voor nie. So jy moet baie realisties wees in daai opsig. En ek dink dis baie keer vergeet mense van daai kant. Baie goeie punt wat jy maak. Net verder tot jou punt is, jy moet nie net realisties wees oor die mark nie, jy moet realisties wees oor jouself ook. Jy moet weet waarmee is jy goed en waarmee is jy nie goed nie. En die benadering wat ons in Suid-Afrika volg is, dis eintlik so 'n bietjie weird, want dis navorsing bewys eintlik dat ons is eintlik, dis nie die regte manier nie. Jy kan nie dit waarmee jy nie goed is nie, kan jy nie regtig verbeter
tensy jy die talent het en jy net die skill en die kennis en ondervinding kort nie. As jy nie die talent het vir iets nie, gaan jy nie 'n swak punt kan verbeter nie. Dis so eenvoudig soos dit. Ou wat nie kan tennis speel nie, gaan jy nie kan tennis leer as hy nie die talent het daarvoor nie. Okay, hy gaan redelik, hy gaan alright wees, maar hy gaan nooit great wees nie. So die catch is, jy moet weet, wat is goed waarmee jy goed is? Wat is goed waarvoor jy talent het? En hoe kan jy daai goed ontwikkel, sodat jy dit waarmee jy nie goed is nie, met daai talente kan aanspreek? So, net tot jou punt van realisties wees, ek dink daarso gaan lees ons boeke oor Richard Branson en al hierdie ander great ouens, en hulle het baie goeie inligting, maar jy is nooit realisties, jy mag maak dit nooit jou eie en vat daai beginsels, en sien hoe jy as individu. Onthou ons het nou almal erken ons is uniek. So jy kan onmoontlik nie goed doen soos Richard Branson het gedoen het nie, want hy is uniek op sy eie manier. Ek wil weet, hoe gaan jy daai beginsels uniek op jou manier apply? En hoe gaan jy realisties wees daar rondom? Baie ouens, ek het ons wil hierdie massive empires bou, en dan kom ons agter hy's eintlik net 'n innovator. Hy kan nie 'n besigheid bestuur nie. Hy het nie die talent daarvoor nie. So weet dis sy business model lyk heeltemal anders en nadat ons met hom begin werk het as voor ons met hom begin werk het. So jy moet realisties wees rondom jouself. Jy moet jouself back, maar back dit waarmee jy goed is. Dit waarmee jy nie goed is nie, gaan identifiseer 'n talent waarmee jy dit kan aanspreek en werk van 'n plek van talent af. Maar as jy en dit is maar net wat ek dink ook belangrik is ou met in ag neem. Maar dankie vir dit. Is daar nog iets in Centurion? Weet jy, ek sit en kyk, ek so om my kyk, dink ek is hier baie van ons, in dieselfde ouderdom is wat ek is, ons het in 'n milieu groot geword wat risiko as taboe. En ek dink solank 'n ouer berekende risiko vat, dink ek is dit met hulp of met jouself en talente of die insig wat jy het, dink ek is dit goed. En ek dink ons is baie eng ook in ons wyse van denke. Ek dink ons moet begin uit die boks uit dink. Ouens is verstaan, dit is net ons, daar's soveel soos jy reeds gesê, daar's soveel geleenthede vandag wat baie groter is in tye wat ons groot geword het. Ek dink ou moet net daai uit die boks uit dink en daai geleenthede raak sien. Yes, nee, baie dankie vir dit wat jy nou daar sê, want dit is dieselfde met rondom ons vriende in Bellville wat 2 werke het. Wat basies hy die onderwyser, as steeds onderwyser is, maar dan op die side hierdie ander besigheid het. Hy is net soveel 'n entrepreneur soos enige ander ou wat voltyds nie vir 'n salaris werk nie. En as ek dit sê, gaan dit baie van julle sê, maar hoe kan dit nou wees? Jy weet, hy sit met 'n konflik van moet hy spring, moet hy nie spring nie. As dit is wie hy is, en dit is die beste manier hoe hy sy risiko's kan bestuur rondom wie hy is, en buite die box operate, en dis hoe dan is daar niks fout daarmee nie. Hy is gelukkig, hy bereik sy doelwitte, ensovoorts, en of dit nou groei hy gaan na voltydse riem van meubels toe, of hy hou aan soos hy nou gaan, daar's niks fout daarmee nie. Ons moet pas op, dat ons definisies aan entrepreneurskap koppel, wat jou beperk. Dat jy eers 'n klomp bokse moet tik, voordat jy daar kan uitkom. Weereens gaan ek dit sê, jy moet jou uniekheid vat, en jy moet sê, hoe kan ek my uniekheid gebruik, om geld te maak hiermee? Dis nie goed wat die Here vir jou gegee het om te gaan geld maak. Of jy dit nou doen as 'n salaristrekker, of jy doen as 'n ou wat sy eie besigheid het, dit is wat jy moet doen. Net so doen ons hierdie goeders met salaristrekkers ook, want jy kan nie as 'n entrepreneur met mense sit wat skape is nie. Jy wil hê met mense met entrepreneurs dink ook in jou besigheid. Anders dan gaan jy al die werk doen en jy gaan hulle die salaris daarvoor betaal. Okay, maar baie dankie vir daai insig. Ek stem met jou heeltemal saam. Ons groot word en dat ons binne 'n boks baie keer groot word, is iets wat ons moet uitbreek, veral in Suid-Afrika. As ons wil ons potensiaal ontgin. Dankie. Iets wat ons baie opvallend was by op ons tafel is die ondervinding wat ons gehad het. Want die een dame hierso is jonk en sy swat nou deur akademia en sy is nog nie heeltemal in die entrepreneur ding nie. Waar ons nou 'n bietjie langer al was. So baie van die aspekte, baie van die punte is ek voel ek het dit onder die knie. Maar soos byvoorbeeld een groot ding is luister. Ek is nie iemand wat graag wil luister en ek hoop ek kan baie leer uit luister uit. Veral as jy 'n mentor of 'n besigheidsplan of iets het wat jy kan terughou en kan fokus op jou einddoel. Dis byvoorbeeld een van my swakste punte. So ek glo uit ondervinding uit hoe langer ondervinding, hoe meer goed jy al probeer het, hoe meer kry jy goed agter die rug en besef dat jy gaan nie kan vorentoe gaan as jy dit nie eers in plek het nie. Ja, baie goeie punt. En dit is daai ding van ons moet baie keer 'n bietjie op die water loop, want blootstelling is alles. Ek kan julle besig met stories en dis wat Etienne ook vertel het, as hy byvoorbeeld daar in Amerika in Times Square instap, is dit heelwat anders as wat jy dit oor die TV op 'n fliek sien. Jou kop gaan net na jou kop operate net op 'n ander plek.
So ons moet regtig onsself blootstel. Jy moet regtig jouself daar buite sit en gaan experience. Moenie bang wees om foute te maak nie. Gaan kry dit liewer en leer daaruit. Want dit is belangrik vir jou groei. Of Belwel? Ja, nee, ek wil net 'n bietjie meer praat oor ek is in die extreme sports en spesifiek die roller sports bedryf. En om in die lewe te gebly het, moes ek alle aspekte van die ding ondersoek om maniere van inkomste te genereer, van coaching af na retail, na event organizing, na social media en copywriting vir groter maatskappye. En ek hou baie van die ding wat julle sê, mense moet fokus op jou talente en op jou sterkpunte, maar ek sukkel vreeslik om dit te identifiseer omdat ek is nou ook jonk. Ek is nou besig om my voete te vind in die besigheid en ek kort help dat iemand vir my kan wys waar lê my talente en waar ek meer aandag kan gee en dan ook ander mense kry om die ander goeders te bedryf. Ek gaan nou vir jou 'n link gee of jou daai antwoord gee vir daai identifiseringsdeel wat jy nou behoefte vir het. My volgende lyntjie gaan ek dit vir julle wys. So hou net vas. Okay, daar in Roodepoort, ekskuus. Ons het meestal gesels dat ons te goedkoop verkoop. Ons stem heeltemal saam met Somerset West waar ons winsgewend 'n groot probleem het. Die mense manipuleer ons is almal kreatiewe mense en dan kom hulle en hulle vra vir gunsies. Nou ons vraag is, moet ons dit nou laer hou want hulle vra net hoekom vra ons sulke duur pryse? Moet ons soos Raymond Ackerman maak en vir die supermark goedkoop gee, winsgewend maak of moet mense duurder maak en eksklusief wees? Dis ons probleem. Okay. Dis baie goeie punt wat jy bring, dis baie algemeen, dat ouens met daai konflik sit. Ek het, daar's een oefening, kom ek gee vir jou 'n opdrag gee om te gaan doen. Ek wil jy met in 2 sinne gaan neerskryf wie jy is, wat jy doen en vir wie doen jy dit. Nou, dit klink baie maklik, maar jy moet dit in gewone Afrikaans doen, jy moet nou nie hoë terme gebruik nie, want dan kan jy nie oor om die koek, as jy die koek en tee, of as jy vir iemand verduidelik wat jy doen, moet jy daai 2 sinne gaan gee. Onthou in besigheid is ons besig om value vir value te verruil. As iets nie meer vir jou value het nie, dan is dit nie 'n wen-wen nie. So ons doen altyd wen-wen besigheid. So as jy besluit, dis my uniekheid, dit is wat dit kos, dan is daar pros en cons aan dit. Maar omdat jy begin duidelik raak met hierdie 2 sinne, hierdie two-liners soos ek dit nou altyd noem, help dit jou om dan te identifiseer wie is jou mark en wat jy vir hulle bied. En dit is wie jy is. En as ouens dit nie kan bekostig nie en jy voel dit is, dan is dit nie jou kliënt nie. So, maar ons probeer, jy kan nie uit desperaatheid uit besigheid doen nie. Ouens in Suid-Afrika, nou is ons self, want ons doen uit desperaatheid besigheid. Jy moet besigheid doen sodat dit 'n wen-wen vir almal is. Onthou, daai ou wat jou druk vir prys, druk hy jou vir prys omdat hy net like om te negotiate, of druk hy jou vir prys omdat hy dit nie kan bekostig nie, of druk hy jou vir prys net omdat hy lus is, of wat, verstaan? Maar as hy nie voel hy wen nie en jy voel nie jy wen nie, is daar nie goeie besigheid gedoen nie. Dis so eenvoudig soos dit. So jy moet altyd vir jouself, dis hoekom jy jouself goed moet ken en dis hoekom hierdie two-liner belangrik is, want jy bepaal dan waar is die minimum waar jy kan gaan. As hy dan daar gaan en sê van meneer ek's baie jammer, maar ek kan jou nie help. Byvoorbeeld, ek sê reguit vir julle, ek het al kliënte ouens gehad en wil hulle vir my dienste en ons dienste gebruik maak en dan sê hulle vir my ek moet dit vir hulle bewys dat ek hulle kan help. Sê ek, weet jy wat? Ek kan dit regtig doen. Ek kan vir jou baie inligting gee, maar daar's baie value en baie goedweters wat ek nie vir jou kan bewys nie, maar om die manier hoe ek werk, gaan ek dit nie vir jou doen nie. Want ek werk op 'n manier van net heeltemal anders as enige ander konsultasie ouens. So weet jy wat, ek en jy dink ek dink nie hierdie program wat jy wil hê of my program is vir jou bedoel nie. En dan stap ek weg af vanaf. Ek is nie verlewer oor besigheid nie. Ek gaan nie dit wat die Here vir my gegee het om met mense te deel, skuis net vir die volgende wet verkrag, net omdat iemand daai ou is nie 'n teachable ou nie. Hy gaan vir my wil sê wat hy wil wat hy moet doen, maar hy dan wil dan hê ek moet hom kom help, verstaan jy? So hy's nie 'n teachable ou nie. So ek soek teachable entrepreneurs om mee te werk. Dis my kriteria. So as jy oorkom dat jy nie teachable is nie, is die kans baie goed dat ek nie met jou gaan engage nie. Want jy gaan nie die waarde uit my program uitkry omdat jy nie teachable is en wil leer nie, verstaan? Of wil hê ek moet alles vir jou doen nie, want ek gaan niks vir jou doen nie. Jy is 'n entrepreneur, jy moet dit doen. As ek die dag ophou, dan moet jy self kan aangaan. So ek hoor jy dit uit dat ek vir jou probeer sê is jy moet mooi raamwerke gaan neersit oor tot waar is jy bereid om te gaan sodat jy die kwaliteit world class produk wat jy vir die mark wil bied vir hulle dit in 'n world class standaard kan bied.
Ons werk met die term van world class wat sê jy doen goeie so goed dat niemand kan sê hulle kan dit beter doen nie. Jy doen goed so goed dat almal wil deel wees daarvan. So ons is heeltyd in pursuit met daai mindset, verstaan? So jy moet glo, dit wat jy doen is die beste wat jy dit kan doen teen daai prys en dit is hoe dit is. En dan moet jy die mark gaan vind wat dit bereid is om dit te vat en dit oor te betaal. Maak dit sin? Ouens, okay, die volgende is hoe kry ek hierdie goed onder die knie? Dis baie wat julle gevra het. Gaan na hierdie website toe, gallupstrengthcenter.com toe en gaan doen jou EP10, dis 'n entrepreneurial profile assessment. Wat hierdie ding gaan doen is, hulle gaan hierdie 10 areas wat ek nou vir jou gaan gewys het, daai ding gaan vir jou wys, hoe toets jy ten opsigte van daai areas, of gaan jy dominant, supporting of contributing wees, dis gebaseer op 10 jaar se navorsing van suksesvolle entrepreneurs, het hulle hierdie 10 talente, temas gaan identifiseer, wat entrepreneurs suksesvol moet kan aanspreek, om suksesvol te wees op die einde van die dag. Weereens, as jy nie is nie, wat ons dan volgende doen is, gaan doen jou jy kan op daai selfde website, kan jou individuele talent assessment gaan doen, jou Strength Finder, jou Clifton Strength Finder individuele assessment. Ons gaan kyk dan, wat is jou talente, en as jy die talent het, dan moet ons net werk aan jou skills en jou kennis en jou ondervinding. Maar as jy nie die talent het nie, dan moet ons gaan kyk, wat is die partnership wat jy moet vorm om dan daai area te doen. So, jou vraag daar met Extreme Sports in Bellville, gaan doen hierdie assessment, hy sal vir jou mooi aandui, waar lê jou talent, jou entrepreneurial profile talente. As jy individuele assessment gaan doen, gaan dit vir jou wys waar is jou individuele talent, en as jy dan wil hê ons moet jou verder help, of jy het meer insig, daar's baie inligting op die website, hulle verduidelik. Ek sal aanbeveel julle kry coaching op hierdie goeders, dat julle dit regtig mooi in konteks verstaan, maar julle kan met my kontak maak, ek sal julle in kontak sit met Strength Finder coaches, of dan, as julle met ons wil gesels daaroor, dan om meer insig te kry, dan kan julle, maar gaan doen hierdie, en gaan lees julle verslae, en daar's baie content, daar's video's, daar's business journal artikels wat jy kan gaan lees met verskillende onderwerpe van besigheid met hierdie goeders as agtergrond. Maar dit is belangrik dat jy dit gedoen. Nou die tweede punt wat ek sê, verstaan elke eienskap en wat dit behels en hoe dit jou beïnvloed. As jy nie verstaan hoe jy in hierdie hele ding inpas in konteks vir jouself kry, gaan jy dit vir jouself baie moeilik maak. Ek wil nie dit met 'n kwalifiserende kriteria wees nie, dit is nie dit nie. Jy moet net bloot weet hoe moet jy hierdie eienskappe bestuur en hoe moet jy hierdie goeders uitvoer. Jy hoef nie dominant daarin te wees om met besigheid te begin nie. Maar hierdie ding gee vir jou 'n aanduiding van waar lê jou risiko's. Dis hoekom ek nou gesê het, die onderwyser daar in Bellville wat nou nog altyd doen. As ons sy talente gaan doen en dit is wat sy talente in hierdie assessments confirm dit wat hy reeds doen, is hy 100% die entrepreneur wat hy moet wees, want hy bestuur sy risiko's baie goed rondom sy talente. Rondom dit wie hy eintlik is, wie hy uniek is. So dit help nie, ek gaan vir ons sê met iemand anders te wees wat hy nie is nie, want sy talente wys vir ons dis nie wie hy is nie. So en dit is hoekom dit baie belangrik dat jy jouself goed ken. Dan die derde punt, verstaan hoe jy hierdie eienskappe kan bemeester gebaseer op jou uniekheid, dis maar wat ek gesê het, jy moet jou eie uniekheid in ag neem, ouens, moenie iemand anders iets of iemand anders te probeer wees nie. Gaan wees die beste jy wat jy kan wees. Gebruik hierdie assessments om daai talente vir jou uniekheid te identifiseer, net vinnig. As jy 'n individuele assessment van jou talente gaan doen het, uit die navorsing dusver van wêreldwyd wat ouens gedoen, die kans dat ons nog 'n persoon gaan kry met dieselfde top 5 talente in dieselfde volgorde, is 1 in 40 miljoen. As ek kyk dan die res van jou 10 tot 15 talente en ek gaan soek nog 'n persoon met dieselfde talente en dieselfde volgorde, is die kans 1 in 3 triljoen dat ek nog so 'n persoon gaan kry. As dit nie vir jou statisties sê dat jy uniek is nie, dan weet ek regtig nie wat dan te oortuig dat jy uniek is nie. En dis hoekom ek jou aanmoedig om gaan identifiseer jou uniekheid, gaan verstaan hoe dit uitspeel in besigheid en gaan bestuur jouself rondom uniekheid. As jy daai eienskappe kan aanspreek, gaan jy jou kans op sukses baie goed. Dan die laaste ding, fokus op daai areas. Soos ek nou net gesê het, gebruik jou talente en vorm vennootskappe. Daai vennootskappe is nie iemand met aandele in jou besigheid hê nie. Dis net iemand wat jy vertrou, wat I've got your back en jy het my rug. En ons kyk na mekaar. So gaan vorm dit om op die einde suksesvol in besigheid te wees. Gaan kyk wat is mekaar se talente, wat hy nou gevra het, die Extreme Sports ou, wat jy kan dat jou personeel hierdie goeders gaan doen. Jy kan dat jou vernoot, as jy nog partners in jou besigheid het, of as jy 'n partner inbring, gaan kyk eers wat is sy talente. Gaan kyk of julle mekaar aanvul of nie, verstaan? Sodat julle die waarde wat julle wil losmaak, actually losmaak. En as jy na die goeie speel, wat met positive psychology gebeur met hierdie goeders, jy is happy, solank jy op jou talente fokus, is jy happy en vervuld en suksesvol en baie meer effektief en engaged. Die oomblik as jy begin wegbeweeg van jou talente af na jou weakness, dan begin jy energie verloor, is sleg om by jou te wees, jy raak oneffektief
en jy is baie minder engaged in jou besigheid. Is daar enigiets anders, is daar nog iets vrae wat julle het op hierdie goed wat ons nou gepraat het, of opmerkings wat julle wil maak? Weet jy nie ekskuus net omtrent daai EP10, is dit iets soos 'n persoonlikheidsanalise, iets soos die Myers-Briggs, of is dit iets wat sal aanvullend wees? Hy praat met Myers-Briggs en DISC en al daai goeters. Dis nie 'n persoonlikheidstoets nie. Dit is bloot 'n assessment van jou talente vanuit 'n positive psychology oogpunt. So dit is nie soos MBTI nie, maar daar is raakpunte. So as jy al Myers-Briggs gedoen het of jy het al DISC gedoen, dan kan ons vir jou die goeters aan mekaar link dat jy konteks kan kry. Die talente die Strengths Finder goeters gaan basies oor 34 behaviors of 10 talente wat hulle in mense navorsing gekry het en hoe elke mens uniek daar rondom aan mekaar gesit is en hoe dit uitspeel in jou alledaagse lewe en in situasies. So ja, dis so in kort, as ek nou kan 'n langer gesprek met jou hê, dalk so oor lunch of so, dan kan ek dit jou 'n bietjie meer detail verduidelik. Maar dis 'n goeie vraag, maar nee, dis nie soos Myers-Briggs nie, maar ons kan vir die connection wys tussen die twee. Ek hou baie meer van hierdie goeters, omdat Myers-Briggs en daai goed, dit gee nie vir jou regtig konkrete, in my opinie, dit sit jou in 'n boks, dit sê vir jou, dis hoe jy is. Hierdie talente goed sê nie vir jou, dis hoe jy is nie. Dit sê vir jou, hier is jou waarmee jy goed is, gaan speel daarmee daar buite op jou unieke manier. En dit is maar hoekom dit vir my beter is. Dis dit in terme van die eienskappe, daar is my details, as jy met my verder wil gesels oor hierdie goeters, of oor mentoring, om jou besigheid te groei en jou te help en sovoorts, kan jy my kontak op daai nommer en op daai e-posadres, daar's my webtuiste is daar by daai e-mailadres, by daai webadres. So ja, verder hou die Facebook page wat ons vir die sakebestuur netwerk wat ons aan die gang gaan kry. Ons almal gaan deelneem aan daai ding. So as jy vinnige raad vra, kan jy altyd daar opgaan en ons kan mekaar help. As julle enige verder vrae het, kontak my gerus, dan gesels ek graag met julle. Ek hoop dat julle so 'n bietjie gehelp in terme van entrepreneur wees en dat dit nie bokse is wat jy moet tik nie. Dis verstaan jouself en gaan pas jouself toe in besigheid en gaan verstaan waaroor gaan die besigheid, waarin jy jouself gaan bevind en speel lekker daar binne om suksesvol te wees.